gaan net oor die hele atmosfeer. Ek dink dit is so belangrik dat ons mense met hierdie goed besig is met dinge wat met die geloof te doen is, dat ons regtig ek wil amper sê die toneel skep van waar is ek nou? Ek is 'n bietjie weg van, wil nie my doodmaak nie. Ek is weg van die dagse gejaag en alles wat daarmee saamgaan. En om daai rede gaan ons, voordat ek antwoord met die reeks begin, ek het dit gaan skryf nou so 2 weke gelede, spesiaal vir hierdie optrede. Gaan ons net eers laat julle saam met ons sing, dat ons net die atmosfeer kan vestig wat ons graag wil hê. So sing julle lekker saam met ons, die liedere gaan wat julle saam sing sal op die skerm verskyn.
saam met vriende kuier of as familie by mekaar kom, sonder daar kos, gewoonlik baie kos en drinkgoed is nie. Dit is altyd so. In ons familie was dit beslis so. En as ons besluit dat ons kuier Sondag, dan was die eerste vraag, wat gaan ons eet? Dat is altyd die vraag. En dis so met Kersfees, met Vadersdag, verjaarsdag, troues, begrafnis en noem maar op. Want ons kuier met kos, ons vier fees met kos, ons troos mekaar met kos. Ons vier fees met kos en ons bederf mekaar met kos, ons sê dankie met kos. En natuurlijk is daar altyd ietsie te ete by 'n vergadering of 'n werksfunksie, gemeentebyeenkomste. En vir elke geleentheid is daar kos. En dan gekuier rondom die tafel. Want rondom dieselfde tafel is daar al baie geëet. En saam met die kos is daar rondom daai tafel al baie gepraat. Diep gesprekke. Belangrike dinge. En as besluite geneem en raad gegee. As baie gelag langs daai tafel, maar daar is ook al baie gehuil langs daai tafel. As vriendskappe gesmee en gebou langs die tafel. Dit is waarskynlik ook Jesus se uitnodiging aan sy disippels met die laaste avondmaal, dat hy gesê het, kom sit aan. Die staan vir almal oop. Alles is op die huis. Hierdie uitnodiging kom so vroeg al as in die Ou Testament voor. Ons lees in Jesaja 55 vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. God wil almal voed. Hy nooi mense wat mekaar gat en ken. Mense wat alles behalwe volmaak is en selfs radikaal van mekaar verskil. God se uitnodigingslys bevat nie juis 'n lys van mense wat ons vir 'n feesgeleentheid soos Kersfees sal optrek.
God se groot feesmaal het geen raakpunte met 'n Kersete wat 'n egte familie of vriende aangeleentheid is nie. Nee, sy feesmaal is vir 'n baie breër familie, die familie van God. Ons lees in Matteus 12 vers 50, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, die is my broer en suster en moeder. Nogtans skyn die Kersfees boodskap deur die gasheer se huis met die vol tafels wat inkom. In die gelykenis van die groot maaltyd is God die gasheer en vasbeslote om alle honger mense na sy tafel te nooi. Hierdie gelykenis, die roep sondaars tot redding op. Jesus is so gretig om sondaars met sy liefde, sy woord en sy vergifnis te voed, dat hy dit byna dwing om aan te sit. Christus vertel in hierdie bekende gelykenis dat toe die gaste vir die maaltyd moet begin opdag, almal 'n verskoning gehad. Ten spyte van die uitnodigings en die moeisame voorbereiding, het niemand opgedaag. En dit was slegte nuus vir die gasheer. Geen wonder hy het kwaad geword en daarna al die vreemdelinge van die omgewing na die ete laat nooi nie. Ja, ons lees dat daar staan, gaan gou uit in die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes in. En hulle het gekom en sommer baie ook.
ontsettend bly oor hierdie uitnodiging, want hulle was baie honger. In Johannes 6 vers 35 sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Hoe kom 'n mens by hierdie feeslokaal in? Hoe gaan sit 'n mens aan hierdie tafel? Slegs deur jou bekering. En daarvoor moet jy 'n deur oopmaak, die deur van jou hart. Daar staan in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Wie die deur van sy hart vir Jesus sluit, kan nie by die deur van die ewige maaltyd met Christus ingaan. En dit gebeur met die meeste mense, selfs met godsdienstige mense, wat glo dat vormgodsdienst genoegsaam vir redding is. Jesus sê in die gelykenis van die maagde vir die sulkes, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Matteus 25 vers 12. Maak hier jou eie gebed. Hier is ek met my sondesak en die stofklou aan my kleed. Ek het ver gekom met die reis en my gebreek. Die verbode land van skuld en seer het my alleen gelos. En ek soek weer na my pa se diepe sielekos. Hier is ek, gebroken. Hier is ek, verlore in myself. Hier is ek, by u voete, Heer. Want hier is lewe en genade vir 'n land. En soveel keer het ek geval en my skouers deurgeskaaf, want ek bly nog glo die las moet ek self dra.
Jesus se uitnodiging aan jou is eenvoudig. Kom. Kom is een van die wonderlikste woorde in die Bybel. Want Jesus sê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Sy uitnodiging staan steeds vas, hy trek dit nie terug nie. Daar staan in Lukas 14 vers 17, kom, want alles is nou gereed. Ons gaan nie helemaal saam met mense deurbring wat ons glad nie ken nie. En dit sal so anders as Kersfees, nie 'n tradisionele gesinsmaaltyd wees nie, maar 'n bruilofsmaaltyd. 'n Bruilofsmaaltyd van verlostes saam met Christus in 'n nuwe Jerusalem. Openbaring 19 vers 9, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. Kom ons sing van die Here se wonderlike genade. God het deur sy seun te stuur om vir ons sonde te sterf, alreeds alles gedoen wat vir ons redding nodig is. Jesus se vernedering, sy lyding, sy dood en sy opstanding, ja alles beklemtoon daai uitnodiging, kom, want alles is nou gereed. Die uitnodiging is ernstig. Kom nou, moenie uitstel nie. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 6 vers 2. Kyk, nou is dit die tyd van welbehaag. Kyk, nou is dit die dag van heil. God se genade is groot. Dit sluit selfs mense in wat niemand anders sou wou uitnooi. Jesus sê vir hulle wat vooroordeel is, verwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan voor julle in die koninkryk van God. Hou in gedagte dat Matteus 'n tollenaar was en so ook Saggeus. Rahab en Maria Magdalena was eers prostituie, maar God sê, kom leef in my genade.
my steeds gesien. Ek is bevry, niks bindt my nie. My God, my redder, vir ewig hier. Oorvloedig is, egens voor my, genade groot, my God by my. Genade groot, gestreefde God, het U aan my bewys. Oorkom my leed, tot weer, my dank aan U, o Heer. Ek is bevry, niks bindt my nie. My God, my redder, vir ewig hier. Oorvloedig is, egens voor my, genade groot, my God by my. Genade groot, my God by my. Reg deur die Bybel lees ons van mense wat bymekaar kom en saam eet. Jesus gee aan baie mense kos, maar hy eet ook saam. Sekerlik die bekendste ete is die maaltyd wat Jesus saam met sy disippels genuttig het net voor sy kruisiging. En ons lees in Lukas 22 vers 15 dat Jesus daarna uitgesien het om hierdie maaltyd saam met sy disippels te eet. Eet en samesyn is 'n belangrike tema reg deur die Bybel. As so 'n mooi uitdrukking wat mense deesdae gebruik wat sê, ons breek saam brood. Dit beteken baie meer as om net 'n maaltyd saam met iemand te nuttig. Julle eet baie keer hier ook saam. Dit beteken, daar's 'n kameraadskap tussen julle, 'n spesiale band, 'n emosionele en geestelike band. En dit moet daar wees waar kinders van die Here bymekaar is. Ek dink die term het ontstaan toe Jesus saam met sy disippels aan tafel was en hy die brood gebreek het en gesê het, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Of dalk toe Jesus die 2 visse en 5 brode gebreek het en uitgedeel het aan 'n honger menigte in Johannes 6 vers 11. Die breek van die brood sê vir my dat Jesus homself gegee het. Die brood wat lewe gee, is gebreek en verniet uitgedeel. En is onbeperk vermenigvuldig, sodat ook ek en jy vandag daarvan kan eet. Is daar genoeg, sodat jy ook vandag 'n stukkie brood saam met iemand anders, as iemand onbekends, kan breek.
Jesus, Jesus, die een na wie ek smag. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Wonder vir almal soos ek wonder, wat was die trant van die gesprekke aan tafel die aand voor Jesus se kruisiging? Ek het al baie daaroor gewonder. Ek glo nie dat dit wat ons in die woord lees alles wat gesê is nie, want daar moes gesprekke gewees het. Johannes vertel dat Jesus voor die maaltyd daar in die boventrek eers die disippels se voete gewas het. Een vir een. Nederig, diensbaar. Daarmee wys hy vir sy disipel iets baie besonders. Dis 'n simbool van die soort liefde wat hy vir hulle het, maar dis tegelyk ook 'n voorbeeld van die deernis wat hulle vir mekaar moet hê. En toe praat hy met hulle oor liefde vir mekaar en hy gee dit as nuwe gebod wat hulle lewens moes kenmerk. Daar rondom die tafel bind hy hulle in liefde aan mekaar. Maar Jesus was ook ontsteld, want hy het geweet van Judas wat hom sou verraai en dat die ander hom sou verloon. Dit was gelade oomblikke. Die naweek sou daar nog geweldige dinge gebeur. En toe daar rondom die tafel waar hulle saam was, die tafel waar hulle aangelê het, neem Jesus die brood, sê dankie daarvoor, breek dit en gee dit vir hulle. Neem, eet, dink daaraan en glo dat my liggaam net so gebreek word as versoening vir al julle sonde. En na die ete het hy die beker geneem, daarvoor gedank en dit vir hulle aangegee. Neem, drink almal daarvan. Dink daaraan en glo dat my bloed net so vloei tot vergewing van al julle sondes. Vir elkeen van sy disippels het hy dit aangegee. Elke liewe een. Hy het geweet van hulle verraad en verloning wat kom. En hy sê dan ook, dis nie net vir julle bedoel nie, maar vir al die geslagte van gelowiges wat sou kom. Rondom die tafel ontvang die disippels die brood en wyn uit sy hand. Daar ontvang hulle vergifnis. Daar beleef hulle gemeenskap met die Here self. Word hulle so deel van sy liggaam en sy bloed, asof dit hulle self is wat aan die kruis sou sterf en weer sal opstaan uit die dood as begenadigde sondaars. En daar word hulle aan mekaar gebind as liefdesgemeenskap. Daar word die kerk gebore. Meer as rykdom, meer as mag, meer as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wil, is dit werd o Heer om U te ken. Meer as silver
meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nacht, meer as wat ons ooit op aarde vind, is dit wat o Heer om U te ken. Meer as silver, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit so eindeloos veel, was die prijs wat U betaal het hier. Die gelykenis in Lukas 14 handel oor die kosbare uitnodiging om hierdie etenstafel van redding te kom. Kyk bietjie wat alles op die tafels is. Skottels vol vergifnis, skinborde vol genade, bakke vol vreugde en borde vol liefde. Wat 'n ete en wat 'n vreugde om Jesus as verlosser te kan ken. Ons kan met reg sê, Jesus groot bo almal. Eensame pad bevind, waar jy hartseer verlore en gebroken is, dat jy sal ervaar dat Jesus langs jou kom loop, dat sy woorde en sy troos jou hart warm sal word en dat jou binnekant tot bedaring sal kom as hy weer brood breek vir jou. Ek hoop het sal daai oomblik wees dat jy
in die brood by die tafel weer vir Jesus sal vind. Dat jy in die brood sal raak sien, dat hy vir jou sorg en jy nie alleen sal los nie. Dat jy in die brood sal sien, dat daar vergifnis en genade is, dat daar vrede en nuwe lewe is. Dat jy die brood sal neem, en sal weet, dat dit vir jou persoonlik gebreek is. Neem, eet. As julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, uit die beker drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Dis 'n geweldige aanklag, nee. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel op homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle, en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Die lam is geoffer, die brood is gebreek.
was 'n houtkruis, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en juig, maar na die kruis van Jesus, hoe sal ons kan hande vol en zwijg? Want daar was 'n houtkruis, herinner aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dan in dans los wil breek. Want daar is 'n houtkruis, herinner aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar is 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as jy voelen so genaamd besluit geraak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die lood, daar die houtkruis kraak. Want daar was 'n houtkruis, herinner aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek kon myself nie red nie. Hoe sou ek God se oordeel vry kon spring? Maar ek staan nie onder die wet nie. Dit is oor genade wat ek die woorde sing. Want daar was 'n houtkruis, herinner aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Want daar was 'n houtkruis,
Wat 'n vreugde om deur die bekering aan God se groot feestafel te kan aansit. Die uitnodiging is universeel, dit kom na almal. Ongelukkig wys baie mense dit van die hand en loop hulle deur die lewe met 'n grafsteen onder die een arm en 'n doodskus onder die ander. Nee, om Jesus se uitnodiging te aanvaar is 'n fees en nie 'n begrafnis nie. Kom sit aan, dis tyd om te eet.